Kind van God, baie welkom by ons 13de episode van ons 1 minuut met Jesus podcast. Dit is weer eens vir ons 'n groot voorreg om vanaand saam met jou te kuier. Vanaand gesels ons met 3 pastore en die tema waarna ons gaan luister is: wees waaksaam oor dit wat jy hoor. Wees versigtig vir dit waarna jy luister. Kind van God, ek hoop jy geniet hierdie episode en mag die Here vanaand spesifiek met jou praat. Daar sê, dis alweer die volgende podcast en dis Vrydag aand en dis vir ons 'n blessing. Ek is geseënd. Ek voel gesalf met 2 gesalfde pastore hier om my, by my, Andrei en William Paul. En ek dink dis 'n geseënde tyd en jy wat na die podcast nou kyk, mag die Here God jou ook aanraak. Mag hy jou waarlik net seën en mag hieruit nie net 'n lering kom nie. Wat so belangrik is van woorde, wanneer ons 'n woord hoor van God. Ons dink vinnig weer in 1 Petrus 4 vers 11, spreek woorde soos God en bedien in die krag van God. Daar's 'n verantwoordelikheid om woorde. Prys die Here. Jy het my nou gehoor, dis woorde. Jy gaan Andrei hoor, jy gaan William Paul hoor, dis woorde. Wat maak jy met woorde? Besef jy hoe verantwoordelik is jy wat woorde kan spreek, maar hoor. Daai hoor gedeelte. Kom ons bid gou saam. Vader, ons dankie. Ons dankie Here vir hierdie 2 broers, Vader, geseën is van die Here, dat ek saam met hulle, Here, die voorreg kan hê, Here, om hierdie podcast, U naam te verheerlik, Here, en dat U ons versterk, sodat ons, Here, in die woord kan lewe. U het gespreek en dit het gebeur. Ons spreek, maar ons hoor baie woorde in die dag. Wat maak ons met die woorde wat ons hoor? Amen, amen en amen. Andrei en William Paul, en hulle kon nie voorberei nie, onthou, want ons wil dit ons wil dit nie uit die woord uit hê, wat dit in Andrei se hart lê en William Paul se hart lê. Ja. Prys die Here. Ja. En kom ons lees net vinnig Markus 4, die volgende, en dis ons onderwerp wat ons gaan bespreek, vers 24. En hy sê vir hulle, pas op wat julle hoor. Met die maat waarmee julle meet, sal julle gemeet word en daar sal bygevoeg word vir wat julle hoor. So onthou dit wat jy nou hoor, pas op wat jy hoor. Dit is my so interessant, en Openbaring 1, 2 en 3 sê volgende. Dit kom eintlik daarop neer, hulle wat nie geweet het nie, vir hulle sal daar genade wees, maar hulle wat hoor, hulle wat weet, is daar geen genade nie. So pas nou op wat jy nou gaan hoor, prys die Here. Lukas sê iets interessant, Lukas 18:8, hy sê pas op hoe julle hoor. Dis nou weer interessant. Lukas sê hoe julle hoor en Markus sê pas op wat julle hoor. Nou ek het so 'n kort opsomming gemaak, dan gaan hierdie 2 manne gaan ons in wysheid lei, soos die Gees van God lei. Praktiese toepassing van hoor, nê. Vra jy elke dag, elke oomblik af as jy iets hoor, wat luister ek daagliks, wat hoor ek? Ons hoor baie goed hier buite om ons. Ons hoor geweldig baie dinge. Jy hoor die woord, jy hoor die geraas daar buite. En wie praat in my lewe? Wie het inspraak in my lewe? Wie laat ek toe om te praat en elke woord wat jy hoor, het invloed in jou lewe. So jy glo dit later en dan kan dit alleen wees. Media platforms. Ons dink maar net aan dit. En dan kyk ons verder, bou dit my geloof of breek dit my geloof af? Kortom, pas op wat jy hoor, wees versigtig op die invloed van wat jy hoor. Kies die waarheid bo die geraas van die wêreld. Die waarheid kry in die woord en meet alles aan die woord van God. Ontvang God se woord met 'n oop hart, want wat jy hoor word eintlik wat jy lewe. So dis baie meer as net verbaal. Dit is eintlik baie diep. Nou ek weet nie of ek William Paul of Andrei eers moet vra nie, maar ek weet een ding, hulle gaan nou vir jou kan sê, hoe kan jy onderskei wanneer jy hoor, is dit van God af of nie? Andrei, wat sê jy? Ja, ek dink hierdie hele van wat jy hoor, ek hou baie van musiek. So, amen. As jy so deur 'n dag gaan, jy weet hoe dit wat jy hoor 'n invloed het op ook net hoe jy voel. Hulle sê baie keer in 'n restaurant, ek weet nie wie weet nie, maar as in die besige tye van jou restauranture, lunchtyd of aandete tyd, speel hulle doelbewus vinniger musiek. Ek het dit gehoor al. Want dan eet mense ook vinniger. So dit het so impak op jou wat jy hoor. Ek so lief oor hierdie onderwerpe waaroor ons praat. Maar ek dink daai die onderskeiding, ons weet dis deel van die gawes van die Gees, want hy sê dat ons deel daarvan kan
ons kan onderskei. Maar Ja. ek dink ook om te weet wanneer is die stem van die Here wat 'n mens praat. Amen. So 'n storie Daar wat met my gebeur het klompie jare terug. Ons was op 'n kamp gewees en ek was nog 'n tiener daai tyd. En ek het van hierdie daai tyd sulke Rocky plakkies gekry, Rockies. Ja, okay. Wat was ja. hy strap oral so vas. Jy weet, jy kan gaan berge klim met die storie. En ek was baie trots op hierdie plakkies. Dit is splinternuut geweest. Nou speel ons volleybal en 'n ander ouetjie wat daar speel, wat verskriklik baie geld het. Hulle was verskriklik ryk. Ja. Hy speel ook volleybal maar met sy gewone plakkies en daar breek sy plakkies. Terwyl ons speel, ervaar ek in my hart, gee jou plakkies vir hom. Ja. So dis iets van ek hoor. Ja. Gee jou plakkies vir hom. Maar nou is ek eers so half, nee. Ek gaan nie my plakkies vir hom gee. Dis splinternuwe plakkies hierdie van my. Hierdie moet die duiwel wees. Wat met my praat. Wat my nou in die moeilikheid wil kry. Maar dadelik begin ek dink, daai onderskeiding, sal die vyand wil hê ek moet iemand seën? Of is sy natuur eintlik dat dit wat ek vir iemand anders gaan doen, gaan eintlik sy lewe slegter maak? Ja. So as ek hierdie plakkies nou vir hom gee, gaan ek daai ou se lewe beter maak. Dis 'n goeie maatstaf in die waarheid. En ek besef dit in daai oomblik. Hierdie is, ek soos 'n tiener, ek besef hierdie is die Here wat met my praat. Want dit wat ek nou gaan doen, die uitvloeisel daarvan gaan seën wees op hierdie persoon se lewe. Amen. En daar gee ek die plakkies vir hom. En weet jy wat was vir my so amazing? Hy wat eintlik hulle geld het nie einde nie. Ja. Maar hier kom ek wat in 'n ander posisie is en ek gee vir hom iets. Dit het hom uit die veld geslaan. Amen. En jy moet nooit onderskat dis kosbaar. Die blessing wat jy in iemand se lewe kan wees deur net te hoor, maar ook om te onderskei dat dit wat ek nou gaan doen, gaan dit tot seën wees vir iemand of gaan dit tot hulle nadeel wees. En daai was vir my op 'n jong ouderdom al iets van leer, die onderskeid van dit wat jy hoor. Is dit die Here of is dit nie? Ja. En weet jy wat is so fantasties wat André nou hier sê nie? Ek vat dit ook vir my en jy moet dit vir jou ook vat. En dit is wanneer die bose praat, gaan hy praat in selfsug baie keer, in eie geregtigheid. Hy gaan praat in nadeel. Hy gaan praat in iets wat vir jou goed lyk en lekker lyk, maar die uiteinde daarvan is altyd verdriet. En presies dit wat André onderskei het, nê, is God wil seën. God wil sy kinders seën. Maar God gebruik vir André wat op daai stadium hy geniet hierdie plakkies van hom, en dit is 'n joy vir hom. En dit wat vir hom fantasties is, moet hy saai. Wow, hy het reg gehoor. So na die maat daarvan gaan God hom weer seën, omdat hy gehoorsaam is. Dit werk eenvoudig so. Ons wag nie vir die seën nie. Ons doen dit nie om geseën te word nie, maar ons doen dit uit gehoorsaamheid. Maar dan kom God en sê, ek meet jou aan wat jy gehoor het, want jy was gehoorsaam. So ek dink as André verder gaan vertel, gaan hy 'n paar keer vir jou in die toekoms kan sê, hoe het God hom daarna dalk op plekke geseën wat hy nie verwag het nie. Want dit is wat gehoorsaamheid doen. Daar's die Here sê in Openbaring 1, 2 en 3 ook die volgende. Hy praat met die 7 gemeentes en hy sê, ek weet wat jy doen en ek weet wat jy goed bedoel, maar dit jy verkeerd gedoen en dan waarsku ons, moenie verder daarmee aangaan nie. So ons hoor dit, maar dan sê jy die volgende altyd, omdat jy goed gedoen het, het ek 'n loon vir jou. En dis die God wat ek hier ken. Hy het altyd 'n loon. So wees gehoorsaam. André, ek leer baie. Ek dank die Here hiervoor. Maar kom ons hoor 'n bietjie wat sê William Paul, nê. William Paul, uit wat jy hierdie week gehoor het, is kosbaar. Maar nou, wat moet hulle hoor vandag by jou, sodat hulle daarin gemeet kan word wat goed is? Ek sal sê, om terug te kom by die onderwerp, die skrif wat eerste by my opgekom het, Spreuke 4 vers 23, wat sê, jy moet jou hart oppas, want daaruit vloei jou hele lewe. En ek dink, dit is so maklik om goed te hoor, wat jou verkeerd beïnvloed, wat dan maak dat jou hele lewe in 'n verkeerde rigting gaan, net oor wat jy gehoor het. En ek dink dis kom die woord ons ook so prominent waarsku oor hierdie spesifieke ding, dat is belangrik om reg te hoor. Romeine 10 vers 17 sê dat jou geloof groei of raak meer wanneer jy die woord van God hoor. En ek dink dis hoekom die Here wil hê ons moet die woord inneem en dit hoor, sodat ons kan gehoorsaam wees en sodat ons kan luister wat die Here vir ons sê, in plek daarvan om die wêreld se stem te luister. En Jesus het gesê, hy is die herder en sy skape ken sy stem. So ons moet sy stem ken bo die wêreld se stem. En ek ken iemand wat verskriklik daarvan hou om nuus te kyk
en mens kan met daai persoon gaan praat en hulle sal jou vertel die wêreld is in 'n toestand en alles gaan net sleg, maar dis omdat die nuus is net die slegte nuus heeltyd. Ja. Maar as jy die woord van God inkry, dan bring dit lewe en goeie nuus en dit vloei dan uit in jou lewe in, want jy sê die regte goeders in jou hart. En ek dink dis wat ek wil oor dit te sê. Ek dink maar net by myself uit wat William Paul sê en Andrei sê, nou staan jy by 'n braaivleisvuur baie keer. Wat mense hoor is wat hulle glo. En jy hoor baie stories om 'n braaivleisvuur of aan 'n etenstafel of waar mense baie keer hulle uitsprake, hulle siening gee. En dis presies wat hy sê in Romeine 10 ook. Deur die gehoor kom geloof. Met ander woorde, jy kan iemand mislei deur verkeerde woorde of jy kan mislei word deur woorde wat jy hoor en dan is dit nie die waarheid gewees nie. En dat dit 'n invloed in jou lewe oor mense, oor situasies, oor omstandighede, kan jy goed dink van mense wat nie die waarheid is nie. Daarom wat Andrei ek net nou baie duidelik gestel het, William Paul nou sê uit Romeine 10 uit, geloof moet in God wees en die onderskeiding is belangrik om dadelik te besef, die Heilige Gees sê, wow, hierdie storie, moenie verder luister nie, moet jy kan omdraai. Lelike woorde, skinder, ondermynings, al daai goed, dit hoort nie by 'n kind van God nie, want wat jy hoor, gaan lê in jou hart, en wat in jou hart is, gaan so 'n barometer uitkom by jou mond op 'n stadium. So 'n kind van God, kom in die joy van die Here, spreek lewe, want weer eens sê, Spreuke 18:21, geloof lê. Ja, geloof lê in dit wat jy sê, die krag van die tong, nê. En hy wat dit gebruik. Ja, presies. En dis wat my opgewonde maak wat Andrei nou sê, is weer eens, luister mooi wat sê Andrei vir jou. As jy goeie vrug wil hê, dan spreek jy lewe. Jy het die vrug van die Gees in jou, die gaas van die Gees in jou, Spreuke 18:21 wat vir ons mooi verduidelik, dat lewe lê in die mag van die tong. Dood en lewe lê daarin. En dit is wat Andrei vir ons mooi verduidelik. Andrei, wat in hierdie week het jy gehoor op 'n stadium en jy gedink het, dis wow? Ja, so Marius, wat ek gehoor het in hierdie week was 'n vriendin wat ons lanklaas gesien het, wat 'n woord vir ons kom gee het, eintlik al 2,5 jaar terug. Ja. En hoe wonderlik dit is om dit weer te hoor, want dit herinner jou net aan God se plan en dit waarmee hy besig is met jou. So sy het vir ons kom sê 2,5 jaar terug al dit, die Here kom gee vir ons, vir my en my vrou 'n sleutel wat 'n baie groot waarnuisdeur oopsluit. Ja. En in die seisoen waar ons tans is dit 100% die bemoediging wat ons nodig het vir besluite en die pad waar ons is. Ja. En hoe God se timing werk met daai goed, dat dit partykeer goed is wat iemand lank terug vir jou gesê het, maar dan kom daai woord in die regte seisoen, presies daai lewe en dood lê in die mag van die tong en hy wat dit gebruik in die vrug daarvan. Ja. So baie keer die lewe wat jy spreek oor iets is dalk in 'n oomblik, maar die vrug daarvan volg dalk 2 jaar, 5 jaar. Ek sê baie keer vir jong kappels voor hulle trou, dan sê ek vir die dametjie, hierdie man wat langs jou staan, hy gaan die produk wees van jou woorde 5 jaar of 10 jaar van nou af. En andersom ook. Net daai die belangrikheid van ons woorde. So dit het my net weer herinner hierdie week aan die krag van woord en wat William Paul nou gesê, die geloof is deur die aanhoor en die aanhoor. So as ons voel in ons geloof, ons sukkel bietjie die dag. Klim in die woord in, want die woord, dit bou daai geloof. Hoor die woord. Hoor dit. Partykeer moet jy die woord hardop lees. Jy moet hom nie net saggies lees hom hardop, maar dan hoor jy daai woord en dan groei die geloof. So in hierdie week was dit herinneringe vir my weer. So kragtig. Julle, dis so great, nee, so fantasties. Dit voel of mense kan ophou nie, maar ons het nou beperkte tyd. En as ek net so luister, wat Andrei sê, wat William Paul sê, dit stig my. En onthou weer eens nê, jou woorde kan iemand afbreek of opbou. Onthou dit. En soos wat Andrei nou sê, hier kom hierdie dame en sy gee woord. Dis van God af. Dis Heilige Gees gelei. En 2 jaar later kom hierdie woord en hulle het dit nou nodig. So daar's baie woorde in jou lewe wat profeties is, wat in vervulling kom. Maar dan kom 'n tyd vir dit. Dan kom dit soos voedsel vir jou vir die regte tyd. Maar nou is die belangrikste wat jy altyd moet onthou, en dit is dit Andrei en William Paul ook saam met my wat is wil oordra aan jou vandag. Pas op wat jy hoor. Dit het 'n invloed in jou lewe. Hou op jou hart daar's oopmaak om ander mense se lelike gesprekke en vuil grappe en dit wat verkeerd is toe te laat in jou lewe. Skinder toe te laat, oordeel toe te laat. Luister mooi. As jy positiewe woorde van God af,
Die woord sê, woorde van God af het krag. En as jy dit in jou lewe toelaat, gaan jy ervaar, daar's lig in jou. En daardie woorde bring 'n lig in ander se lewens. Want een woord wat jy vir iemand spreek, dat deur die Heilige Gees gelei is, onthou hulle word gemeet aan daai woorde. Dit wat mense hoor wat jy sê, mense word daaraan gemeet. Laat dit 'n goeie maatstaaf wees. Praat die waarheid, praat liefde, praat vrede, opbouendheid, praat skrif, praat woorde soos God sê die woord. Hy sê dit in 1 Petrus 4, praat woorde soos God. Want dit maak dat ons 'n wêreld kry wat lig en lewe sien en omgee vir mekaar. En ons fokus nie meer op negatiewe dinge en ons fokus nie meer op die dinge wat geen doel en geen rede het om na uit te sien nie. Ons fokus nou na die dinge wat lewe is, want Jesus is die redder. Hy is die redding. En as Jesus gespreek het, hy sê, luister baie mooi, hy sê vir Petrus, kom. Hy sê vir die disippels, hy gee een woord, hy sê kom. En hulle redeneer nie daaroor nie, hulle kom. Glo die woord van God en kom. Doen wat hy vir jou sê. Lewe dit uit, want dit is waarin lewe lê. Nou ek gaan hierdie twee manne vra om af te sluit met 'n kort woord van elkeen af. Ons kan by William Paul begin, wat die volgende net, wat kan jy vir elkeen los, julle albei? Woorde wat hulle wat nou kyk en luister, kan stig in die waarheid om moed te vat en moed te hou. Ja, ek sal net sê, Dawid het gesê, die woord van God is kosbaarder as fyn goud, en dis soeter as heuning. En ek dink ons moenie die waarde van die woord ooit vergeet nie, dat dit baie spesialer is as enige iets wat jy hier sal kry op die aarde. En dit is wat ons kort om ons te voed, laat die lewende water om ons vol te maak en ons moet by dit drink. En ja, dis al wat ek wil sê oor die woord. Dit is belangrik om dit in te neem bo enigiets anderste. En voor ek vir Andrei gee, onthou weer eens, dit wat jy nou gehoor het, pas dit toe, lewe dit. Ontvang nou hierdie woorde en lewe dit, want hierdie woorde is Heilige Gees gelei. Ja, ek dink 'n woord wat ek sal wil gee vir jou vandag is Numeri 6 vers 24 tot 26. En dit is so 'n belangrike seën wat uitgespreek word. So hoor dit, maar moet dit nie hoor met jou ore nie, hoor dit met jou hart, hoor dit met jou gees wat God oor jou wil uitspreek. Hy sê die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. So mag jy die seën van die Here ook net beleef en hoor sy woord oor jou lewe. Vader, nou bid ek saam met my twee boetas voor ons, Here Jesus, hierdie woord aflewer, dat die elkeen wat hierdie woorde gehoor het sal seën. En hierdie seën wat Andrei en William Paul uitspreek, saam, ek stem saam, waar u sê wat 2 of 3 saamstem, en saam is hier, saak is u, en dit sal so wees, Here. Seën elke hoorder nou, en beantwoord elkeen, en dat elkeen moet vat, en volhard, en dat ons Here begin besluit, om te keer, wat wil ons hoor, en wat wil ons nie hoor nie. Te besluit, ons wil nie ons harte meer as openmaak nie. Ons harte, 'n woonplek vir die Heilige Gees. Here, seën my twee boetas, fenomenaal, maar seën elkeen wat hierna kyk, met daardie Numeri 6 seën, uitnemend. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen, amen en amen.